Efesiërs 5 vers 18 sê, word vervul met die Heilige Gees. Wat beteken dit? Word vervul. Die Griekse woordjie wat daar gebruik word vir word vervul is plero. En plero beteken om opgevul te word of aangevul te word. Dit is amper soos wanneer 'n mens met 'n motor stop by 'n motorhawe en vra dat hulle die olie in die engine, dat hulle dit nagaan. En wanneer daar bietjie min olie in die engine is, dan word dit opgevul of aangevul. Nou dit is die gedagte wat Paulus het as hy sê, word vervul met die Heilige Gees. Dit is verseker nie dat 'n mens minder van die persoon van die Heilige Gees in jou lewe het op 'n stadium en dan nou meer van die Heilige Gees se persoon nodig het nie. Nee, ons wat Gees vervuld is as kinders van die Here, het die volheid van die Heilige Gees. Maar wat dikwels afneem in ons lewe, is die werking van die Heilige Gees. En dan het ons 'n nuwe aanvulling, 'n nuwe invulling, opvulling nodig van die werking van die Heilige Gees. Gestel 'n mens se toewydingslewe neem af en jy begin 'n lewe van ongehoorsaamheid leef, dan is dit maar net so dat die vrug van die vlees sal begin toeneem in 'n mens se lewe en die vrug van die Heilige Gees sal afneem. Daardie werking van die Heilige Gees sal afneem en die werking van die vlees sal toeneem. Skielik sal ons weer meer ongeduldig begin raak. Ons sal weer slegte gedagtes begin koester. Ons sal weer begin toegee aan sondes. En die werking van die Heilige Gees sal afneem. Die werking van die Heilige Gees neem af wat duisternis toeneem in ons lewe. So die oomblik as ek besef, maar daardie wonderlike vrugte van die Heilige Gees, van liefde, vriendelikheid, lankmoedigheid, selfbeheersing, sagmoedigheid, vrede, wanneer ons agterkom, dit begin afneem in ons lewe, soos die engine van die kar se olie minder geraak het, dan besef ek, nou het ek nuwe vervullings, nuwe invullings nodig van die werking, die aktiwiteit van die Heilige Gees in ons lewe. En dit is iets, die vervulling met die Heilige Gees, is nie iets wat eenmalig gebeur in 'n mens se lewe nie. Dit is iets wat konstant moet gebeur, soos wat jy konstant jou kar se engine olie aanvul, het jy konstant en ek konstant nuwe vervullings met die Heilige Gees nodig. En dit gebeur in 'n lewe waar daar deurentyd 'n konstante toewyding is. Jy deurentyd onderwerp aan die Here se woord, deurentyd streef na 'n lewe van gehoorsaamheid. Wanneer 'n mens so leef in 'n konstante verhouding van toewyding, sal daar outomaties 'n konstante vervulling, aanvulling wees van die werking van die Heilige Gees in 'n mens se lewe. Hoe dieper jy en ek onderwerp aan God, hoe dieper sal sy invloed wees en die vervulling konstant outomaties plaasvind. Dis belangrik. Wanneer 'n mens sê ek het 'n nuwe vervulling met die Heilige Gees nodig, is dit belangrik om te besef ek moet breek met duisternis. Ek moet breek met hierdie sonde en daardie sonde. Onthou, lig en duisternis gaan nie saam nie. Die lig verdryf die duisternis. Nou meer beheer ek en jy gee aan die Heilige Gees in ons lewe, beheer in ons gedagtes, beheer in ons emosies, beheer in ons gedragspatrone, beheer in ons reaksiepatrone. Hoe meer ons die Heilige Gees beheer gee daaroor, hoe absoluut konstant sal ons daardie invloed, daardie werking, daardie vervullings met die Heilige Gees ondervind. Mag jy opnuut vervul word en mag jy vervuld bly met die Heilige Gees. Hemelse Vader, ek kan net vandag bid en sê, vervul my opnuut met die Heilige Gees.
Laat hierdie openbaarmakings van God deur die Heilige Gees in my lewe 'n werklikheid wees. Ons wil U stem hoor. Ons wil U invloed ervaar. Ons wil die leiding van die Heilige Gees geniet in ons lewe, maar ons besef, Here, wanneer ons U werking uitblus, sal ons dit nie meer geniet nie. Dankie dat U ons nie sal verlaat nie, maar ons besef vandag dat U werking in ons lewe neem af deur sonde, deur dit toegee aan duisternis, Vader. Maar vandag sê ons, Here, hier is ek. Heilige Gees, neem weer volle beheer in my lewe. Ek onderwerp my totale wese wie ek is, siel, gees en liggaam, aan U, o Heilige Gees, sodat ek vervuld kan bly met U self. In Jesus naam bid ek dit.